70% van die menslike liggaam is water. As ons liggaam 1 of 2% van daardie water verloor, sal ons aan uiterste dors ly. As ons 5% van daardie water verloor, val ons in 'n koma. En as ons 12% verloor, sal ons sterf. Nie net mense nie, maar geen lewende wese kan sonder water oorleef nie. Daarom is water die lewe self. Net soos ons water nodig het vir ons fisiese lewe, het ons die water van die lewe nodig vir ons geestelike lewe. Wie kan vir ons die lewende water gee wat ons nodig het vir ons geestelike lewe? Kom ons vind uit wie die water van die lewe in elke tydperk gee deur die Bybel. Jehovah in die tydperk van die Vader, Jesus in die tydperk van die Seun, en die Gees en die Bruid in die tydperk van die Heilige Gees gee die water van die lewe. Deur alle tydperke heen was dit nog altyd God wat die water van die lewe gee. Wie is dan die Gees en die Bruid wat ons die water van die lewe gee in hierdie tydperk? Openbaring 22:17. En die Gees en die Bruid sê, die water van die lewe kom kry verniet. Die Gees is God die Vader. Dan, wie is die bruid? Openbaring 21 vers 9 en 10. Kom hierheen, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die Lam. En aan my die heilige stad Jerusalem gewys wat van God uit die hemel neergedaal het. Daar is geskrywe dat die bruid hemelse Jerusalem is, die vrou van die Lam. Wie is hemelse Jerusalem vir ons? Galasiërs 4:26. Maar die Jerusalem daarbo is vry, sy is ons moeder. Hemelse Jerusalem is ons moeder. Daarom, die bruid wat saam met die Gees, God die Vader, vir ons die water van die lewe gee, is God die moeder. Dan, hoe sal hulle ons die water van die lewe gee? Johannes 6:54. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Hoe kan ons Jesus se vlees eet en sy bloed drink? Lukas hoofstuk 22 vers 15. Ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet voordat ek ly. En hy het brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Hierdie beker wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. Jesus het gesê dat Pasga brood sy vlees was en dat die Pasga wyn sy bloed was. Wanneer ons die Pasga van die nuwe verbond hou, kan ons die water van die lewe ontvang en die ewige lewe hê. Onderhou asseblief die Pasga van die nuwe verbond en ontvang die water van die lewe van God die Vader en God die Moeder.